Ek dink dit was 2011, was ek genooi om te gaan praat by 'n internasionale kongres vir kriminoloë in Pietersburg. Maar dit was amper eerder 'n kontinentale kongres, want dit was reg oor Afrika. Verskillende kriminoloë, professors en dokters, met daai lande se polisiehoofde en onderhoofde, wat na hierdie groot kongres kom bywoon het. En ek was gevra om te praat oor korrupsie. Nou, wanneer ek oor swart kultuur praat, staan party mense op en sê, dis rassisties, ek is nie deel hiervan nie. En dan kom die swartes na die tyd en skud my hand en sê asseblief, vertel meer, doen meer, want ons het dit nodig. En dieselfde gebeur by daai kongres. Ek glo nie aan politieke korrektheid nie, ek sal vir jou nou vertel presies wat hy is, en dis wat ek toe daar ook doen. Nadat jy gepraat het, moet jy by 'n tafeltjie gaan sit en dan gaan die gehoor jou uitmekaar trek vir dit wat jy gesê het. Nadat ek gepraat het, gaan sit ek by die tafel en hulle sê vir my, nee, jy kan maar gaan sit. En nie een in daai gehoor, nie een van daai swart professors, dokters, polisiehoofde is bereid om my een vraag te vra nie. En my praatjie was oor korrupsie. Wat is korrupsie in Afrika en wat is nie korrupsie? Nou om korrupsie te verduidelik. Ons moet miskien eers gou begin by die geskenke kultuur. Wanneer ek na kaptein se kraal toe gaan, is dit goeie maniere om vooruit 'n geskenk vir die kaptein te stuur, al is dit 'n hoender of hoendereier of 'n maak nie saak wat nie, sakkie, hamper, wat noem hulle dit, kool en wat. Vooruit is 'n geskenk. Hy aanvaar die geskenk en dan aanvaar hy die afspraak wat hy met my maak. So ek het gewys ek respekteer sy kultuur. Ek en hy kan gesit en gesels, soos klaar gepraat het, nooi hy my vir ete. Nou gaan ons pap en derms eet. As ek nie pap en derms eet nie, beledig ek die kok. So ek moet hy pap en derms eet. Maar in sy kultuur het hy my hart nou bly gemaak, omdat hy vir my iets gegee het om te eet. Daarom moet ek weer van hom iets teruggee wat sy hart bly maak. So na ete, as ek nou lekker geëet het, moet ek weer van hom iets aan ruil teruggee. Ek kan die geld wat ek in my hand, of 'n sakkie sout, of ek enige iets vir hom gee, want die oomblik as ek vir hom iets teruggegee het, dan is ons nou gelyk. Hy het vir my kos gegee, ek het vir hom 'n klein sakkie sout teruggegee, en ons is nou gelyk. Maar gee ek nie iets vir hom terug wat sy hart bly maak nie, skuld ek hom. En as ek dan oor 'n jaar weer daar kom, sê hy vir my, luister, ek soek daai voertuig. Ek sê maar, dis die bank se voertuig. Ek wil daai kar hê. Want onthou jy daai wat jy by my geëet het, hoe lekker jy by my geëet. Ek soek daai kar. En hy verstaan geen rede nie. Maar daar is nie 'n gewig en waarde aan geskenke nie. 'n Geskenk is iets wat ek nou vir jou gee, om jou hart bly te maak, maar dan moet jy vir my ook iets gee wat my hart kan bly maak. As jy nie vir my iets gee wat my hart nou bly maak nie, is jy nie skuld. So jy gaan vir my later weer iets teruggee wat my hart gaan bly maak. Kom ons nou by korrupsie. Verkeersman trek my van die pad af. En hy sê vir my, jy het te vinnig gery. En ek sê vir hom, sorry, ek het nie gesien nie. En hy sê vir my, ek moet nou vir jou boete skryf. So sê ek, asseblief man, kan jy my nie net oorsien nie, want rarig, was nie asprus nie. En hy sê vir my, goed, wees net versigtig, moenie so vinnig ry nie, daarvoor is nog verkeersmanne. Onthou nou maar net om te kyk vir jou spoed. En sê vir hom, baie dankie. Nou het hy vir my iets gegee om my hart bly te maak. As ek nou vir hom 'n blou bil gee, en te sê, hierso, ek sê vir jou dankie, dat jy my so mooi gehelp het, dan is dit deel van die geskenke kultuur, want hy het vir my iets gegee wat my hart bly maak, ek gee vir hom iets wat sy hart bly maak, dan is ons koots. Maar, wanneer hy my aftrek, en hy sê vir my, I've got to summon you, en jy sê vir hom, and I say, but if you can give me something, because we need some chicken, or Coca-Cola is very hot, en jy gee dan vir hom iets, dan is dit korrupsie, want
Hy het nie vir jou iets gegee wat jou hart bly maak nie. Hy het jou heel eers afgepers om iets te gee in ruil vir die feit dat jy nie 'n kaartjie moet kry nie. En dit is die verskil tussen korrupsie en Ubuntu. Ubuntu gee uit sy hart uit empatie uit, vir jou vergunning, wat jou hart bly maak, jy gee vir hom 'n dankie sê terug, en jy is quits. Korrupsie beteken, hy forceer jou om vir hom iets te gee, sodat hy nie vir jou kaartjie gee. Dis Afrika. Net terwille van afsluiting. Ek het 'n seminaar, ek en Barry Skoon het 'n seminaar aangebied in Witbank vir die weermag. Maar die leier van die kommunistiese party het ook nou by die seminaar gesit. En hy kom toe na die tyd na my toe te sê vir my, jy weet, daar's net twee groepe in hierdie land wat mekaar verstaan. Dis ultra regs en ultra links. Hoekom sal hy so sê? En ek dink is reg. Want liberale mense is eintlik verkramp. Liberale mense forceer hulle kultuur af op ander mense. Konservatiewe mense respekteer ander mense se kulture. Hou dit net in gedagte. Baie dankie.